Vandag se refleksie en nadenke is vir ons opgeteken in 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17. Laat ons stil raak oor die woord en gehoor gee en aandagtig luister na die gedagte. (1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17). Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Dit is 'n indirekte woord na ons as mens. Ons is skepsels wat na God se ewebeeld geskape is. 'n Skepsel is 'n lewende wese wat deur God geskape is. (2 Korintiërs 5 vers 17). Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Hebreërs 4 vers 13. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Wanneer ons 'n aardse tempel bou, gaan ons dit netjies doen sodat almal daarvan hou en ons as familie gaan dit geniet in ons nuwe woning. Matteus 7 vers 26. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Matteus 7 vers 27. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die wind het gewaai teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. As ons die tempel van God is, kan die waterstrome kom, die winde kan waai en die storms kan kom, want ons huis is op die rots gebou en op God se fondamente. Matteus 7 vers 25. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondamente was op die rots. Die tempel van God is heilig en dit is julle wat 'n skoon, heilige lewe moet wandel en nie die tempel van God 'n oneer aandoen nie. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Laat ons as kinders van God ons tempels oppas en die lewe dat God trots op ons kan wees, omdat ons wandel in sy weë, dat ander kan sien hoe God gedien en geëer moet word. Vader, ons lees in die woord dat ons is tempels van God en dat ons as tempels skoon en rein moet hou. En ons vra U in hierdie dag dat U voor ons sal uittrek en dat U ons sal help om staande te bly, dat ons tempels skoon en rein voor U sal wees. En ons sê vir U baie dankie daarvoor en ons vra dit in die kosbare, liefdevolle naam van Jesus. Amen. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan, met die geloof dat God in jou lewe werk.